Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie lydingstyd saam te kan reis in die tema die kruis van Christus. Die hoofstuk wat ons oor die volgende 2 dae gaan behandel, gaan juis oor die bevrediging van God. En dit raak nou sy wraak, sy wet, sy heiligheid. Ek wil julle in die eerste plek terugneem na 'n lied in die 1980s wat redelik opspraakwekkend was op daardie stadium, Spanish Train, gesing deur Chris de Burgh. En die van julle wat nie mooi kan onthou nie, dis 'n lied wat gaan oor die duiwel en God, wat op 'n trein sit en dan speel hulle kaart vir die siel van die mense. En wanneer God en die duiwel speel, dan verneek die duiwel en dan op 'n stadium begin God teen hom skaak speel. En dit lyk maar redelik power, want sommige kere wen die Here, maar meermaal wen die duiwel. Nou die lied was baie opspraakwekkend gewees en ek dink dit is belangrik dat wanneer ons stil staan, ons eerstens die vraag moet vra: het Christus se kruis dan die vereistes van die duiwel dan aan voldoen? En daar is al reeds 'n probleem met die bevraagtekening van daardie sinsnede. En dit is dat ons vir mekaar moet sê dat ten diepste het God die Satan niks geskuld nie. Dis nie sy siele nie. Dit is nie dat Christus hom enigiets skuld nie. En dit gaan nie oor die bevrediging van die Satan nie. Die beeld wat baie keer deur die vroeë teoloë geteken was, is dat amper die duiwel die siele in gevangenis hou en dat Christus een of ander omkoopprys, losprys moet betaal voordat hy nou hierdie siele uit die duisternis sal laat vrylaat. En die klemskuiwing is dat dit nooit gegaan het oor wat God of Jesus die duiwel skuld nie, maar ten diepste dat Jesus gekom het om dit wat God se geregtigheid van hom vra, te kom vereffen. Dit help vir ons om dit so te lees. En dan help die gedeelte Galasiërs 3 vers 13 vir ons baie. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Kortom, Christus het die prys van God se heiligheid en sy geregtigheid kom betaal. 'n tweede plek waar ons graag wil stil staan, is wanneer ons gaan kyk na Christus die vereistes van die wet aan voldoen het. Nou wanneer ons dink aan 'n heilige God, dan maak hy ook sy heilige morele wet. En dit is 'n uitdrukking van wie hy is. Dat wanneer hy hierdie wette gee, is dit nie om 'n las op die mense te laat nie, maar eenvoudig die beantwoording van wees heilig, want ek is heilig. En wanneer hierdie vereistes gegee word, hy is die absolute wetgewer, dan enige iemand wat teen dit sondig, oortree nie net 'n wet nie, maar is in rebellie, aktiewe rebellie teen die wetgewer. En ons moet daaroor gaan nadink wat hierdie gedeelte vir ons ten diepste beteken, is dat wanneer ons Christus sien, dan kom hy nie net om aan die vereistes van die wet te voldoen, deur die perfekte morele lewe te leef voor God, omdat hy vlekkeloos en sonder een sonde was. En daarin vervul hy die vereistes van die wet. Maar tweedens, hy kom om die straf vir die oortreding dan op homself te neem. Dit is hoekom Christus dan ons doodstraf op homself geneem het, ten diepste om aan die vereistes van die wet te voldoen. Die derde gedagte wat ons met mekaar deel is God se eer, wat ook op die spel is. Wanneer God sy heilige wet gee, moet ons verstaan dat enige sonde teen dit nie net 'n blote oortreding is nie, maar juis ook God se eer in oneer bring. Dink nou maar net aan 'n baie praktiese voorbeeld. Christene wat nie volgens die voorskrifte van die wet, die voorskrifte van die Bybel leef, dink bietjie aan die effek wat dit het op die eer van God. Dis hoekom ons Romeine 2 lees, dan hoor ons, dit is gevolg van julle optrede dat die naam van die Here onder die heidene nasies belaster word. Deurdat ons nie die wet hou nie,
bring ons God se naam in totale oneer. En wat Christus kom doen het, is om die eer van God ook te kom herstel. Dink daardie 3 gedagtes help vir ons vanaand, om te kom besef, dat wat Christus kom doen in die kruis, is om aan die vereistes van die wet te voldoen, is om die duiwel se mag, wat hy moontlik oor die gelowiges kon hou, onklaar te maak, en om die eer van God in volle glorie weer te herstel. Ek dink dit bring ons by 'n plek van diep dankbaarheid. Kom ons bid saam. Ons Here en Jesus Christus, dankie dat ons nou ook aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding kan bring, vir dit wat U gedoen het aan die kruis. Ons eer U, ons Here en ons God. Amen.